As jy jou Bybel nog oop het by Handelinge 17, hou dit oop daar asseblief. Ons gaan 'n paar keer terugverwys na die teksgedeelte en ek gaan terugverwys aan die 83 vertaling. So jy moet nou maar dubbel vertaal as ek. So die een vers wat nogal uitstaan wanneer mens praat oor Handelinge 17 is hierdie gedeelte waar Paulus sê God het die tye van onkunde oorgesien. Maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer. So as ons vanoggend so 'n bietjie gesels oor bekering, dan moet ons mekaar sê bekering is een van daardie baie bekende kerkwoorde. Kerkwoorde wat ons al baie gehoor het. Maar omdat ons dit al so baie gehoor het, wonder ek of ons dit regtig nog so goed hoor en regtig verstaan wat die Here ook daarmee bedoel. Party mense glo dat bekering beteken dat ek my hart vir die Here moet gee. Vir ander beteken dit weer, maar ek moet ophou om 'n paar verkeerde dinge te doen. Ander weer glo dit beteken ek moet probeer om 'n beter mens te wees. Natuurlik raak al hierdie dinge bekering aan. Maar wanneer Paulus praat aan bekering in Handelinge 17, dan roep hy alle mense op om hulle te bekeer, maar praat hy van iets dieper. Hy praat van iets groter as maar net 'n vinnige besluit. Of sorteer gou 'n paar goedjies in jou lewe uit sodat jy beter is. Wanneer Paulus praat oor bekering, dan praat hy dat jy deur God omgedraai word. Weg van die sonde, weg van afgode, weg van selfbeheer en weer terug na die lewende God. Bekering is wanneer God deur sy woord en sy gees so aan jou binnekant werk, dat jy nie anderster kan anders dink en anders kyk en anders glo en anders kyk nie en anders leef nie. Bekering is dus nie iets wat maar net een keer in jou lewe gebeur en dan is dit afgehandel en uitgesorteer nie. Bekering is 'n daaglikse gebeurtenis, want elke dag moet ek weer leer om te sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Here, nie my pad nie, maar U pad. So hierdie verhaal in Handelinge 17 ontmoet ons met Paulus waar in Athene staan in die stad wat bekend was vir sy geleerdheid. Maar ook 'n stad wat vol afgode was. So Paulus stap daar rond en hy sien die tempels en hy sien die altare en hy sien al die beelde. Hy sien mense wat rondbeweeg wat godsdienstig is en wat soek. Hulle soek vir God. Maar hulle ken nie die ware God nie. En daarom begin hy hier in die begin van die gedeelte en sê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte godsdienstig is. En hy begin daar by die altaar aan 'n onbekende God. Maar hy los hulle nie daar nie. Sy gesprek begin daar en hy vat hulle van 'n onbekende God na die lewende God. En dan kom hy by die hart van die boodskap uit en hy sê, God roep alle mense oral om hulle te bekeer. Dit sluit jou in, dit sluit my in, dit sluit die kerkmense in, dit sluit godsdienstige mense in, dit sluit soekende mense in. Niemand word uitgesluit in hierdie opdrag of hierdie oproep van Paulus nie. Maar wat is bekering? Ek wil graag vanoggend 3 dinge uitwys. Eerstens, bekering beteken dat ek vir God weer reg sien. Paulus begin nie sy boodskap by die mens nie. Hy begin by God. Ons maak dikwels van bekering ietsie klein, omdat ons onsself begin vra, maar wat moet ek verander? Watter gewoonte moet ek los? Wat is dit wat ek beter moet doen? Nou weer eens, dit is nie verkeerde vrae nie, maar bekering begin dieper. Bekering begin wanneer ek God weer sien vir wie hy werklik is. En daarom kom sê Paulus in ons teks, God, wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het,
Hy is die Here van hemel en aarde, en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Die God waarvan Paulus praat is nie 'n klein God nie. Hy is nie net 'n God vir Sondag nie. Hy is nie net 'n God wat ek kan nader trek en gebruik wanneer ek hom wil gebruik, en as ek nou genoeg gehad weer vir hom een kant skuif nie, as ek met hom klaar is nie. Paulus kom sê, ons moet weer ontdek dat die God wat ek en jy aanbid, dat hy die skepper is van hemel en aarde, dat dit hy is wat die wêreld en alles daarop gemaak het, dat hy vir my gemaak het, dat hy vir jou gemaak het, dat dit hy is wat lewe gee, dat dit hy is wat asem gee, dat dit hy is wat alles gee. En daarom begin bekering hier. Dit begin by God. Dit begin by God om hom te sien vir wie hy is en vir wat hy kan doen. Ek moet dus ophou leef asof my lewe net aan myself behoort. Ons sê baie dikwels vir mekaar, ons glo in God. Ons gaan kerk toe. Ons bid ten minste voor ete. Maar van Maandag tot Saterdag leef ons asof ons self die middelpunt is. My planne, my dagboek, my tyd, my geld, my gemak, my opinie, my toekoms. Paulus kom sê nee, alles begin weer by God. Bekering is om weer na die lewe te kyk onder God se koningskap, onder God se heerskappy, en my hele menswees na hom toe te bring en vir hom te sê, my Here, ek behoort aan U. Here, elke deeltjie van my menswees is U se. U is my asem, U is my lewe, U is my alles, U is die koning van my lewe. So bekering beteken dat ek God weer reg begin sien vir wie hy is. Tweedens beteken bekering dat ek ophou om God te probeer beheer. Paulus kom sê dit duidelik in Handelinge 17, dat God nie woon in tempels wat deur mense gemaak is nie, en hy word nie deur mense hande gedien asof hy iets nodig het nie. Nou kom ek gee gou die konteks. Die Atheners het gedink dat godsdiens 'n manier is om die gode tevrede te hou, om die gode naby te hou, om die gode sekere dinge te laat doen wat vir jou as mens pas. So godsdiens was dikwels iets gewees wat hulle gebruik het om te manipuleer, om dinge te doen soos wat ek het wil hê. Paulus sê nee. Die ware God van die hemel en aarde, die heerser oor die skepping en alles. God is nie afhanklik van ons nie. Hy het ons nie nodig om God te bly nie. Hy word nie minder God as ons hom ignoreer en niks met hom te doen wil hê nie. Hy is God en hy bly God. Bekering is wanneer ek ophou om God vir my eie planne en my eie dinge te gebruik en te misbruik en hom eerder te aanbid vir wie hy is en vir wat hy kan doen. Bekering vra dus nie, Here, hoe kan ek God in my plan laat inpas nie? Bekering vra eerder, Here, hoe pas my lewe in U groot plan? Here, hoe pas my lewe in U groot plan sodat ek U hart vandag, daar waar ek is, daar waar ek besig is, daar waar ek vakansie hou, daar waar ek in die skool is, daar waar ek werk, waar ek U hart kan sigbaar maak. So bekering beteken, ek gebruik nie meer vir God net vir my eie gewin nie. Vir wanneer ek lus is, en wanneer ek dink ek hom nodig het nie. Hy is deel van elke greintjie van my lewe. Derdens beteken bekering, dat ek my totale afhanklikheid aan God erken. Gaan kyk op vers 25. Dis hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Vers 28 sê, deur hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. Wat sê dit? Elke asemteug wat ek en jy gee is genade. Elke oggend wat ek en jy uit die bed uit opstaan, al is dit met 'n bietjie krankigheid
bietjie seer en knieë wat nie meer wil werk nie. Dit is genade. Elke geleentheid wat die Here vir ons gee om lief te hê, elke geleentheid wat die Here vir ons gee om te dien en te vergewe en oor te begin, is genade. Ons leef nie omdat ons so sterk en so goed en so grand is nie. Ons leef omdat God ons dra en omdat sy genade ons staande hou. As ons eerlik is, moet ons erken, ek en jy word dikwels beheer deur ons dagboeke, deur ons programme, deur ons werk, deur ons geld, deur ons verantwoordelikhede, deur ons bekommernisse. En dan vergeet ons die een deur wie alles aan die gang bly. Bekering is wanneer ek weer besef, sonder die Here het ek niks. Sonder die Here is ek niks. En sonder hom kan ek niks doen wat enige ewigheidswaarde het. En juis wanneer ek dit begin raak sien, verstaan ek hoe maklik dinge in my lewe kan skeefloop. Dan kom ek agter hoe maklik dinge God se plek in my hart kan inneem. Want my werk en my geld en my gemak en my beheer en my seer en my trots, ja selfs my godsdiens, kan belangriker word as die lewende God. En daarom is bekering altyd 'n wegdraai van dit wat my hart beheer en 'n terugdraai na God toe. Dis om te kan sê, Here, dankie vir die Gees wat in my hart en in my lewe woon. Dankie dat die Gees vir my wys die foute wat ek maak. Dat die Gees vir my wys wat is die krake in my lewe. Here, ek kom bely dit vandag. Here, ek wil wegdraai daarvan. Here, ek draai terug na U toe. En as 'n ander saak waaroor ons baie duidelik moet wees vanoggend. Ons word nie gered omdat ons goed genoeg verbeter het nie. Ons word nie gered omdat ons lewe ewe skielik so indrukwekkend lyk nie. Ons word gered deur God se genade alleen. Ons word gered deur geloof alleen, in Christus alleen. Jesus Christus is die enigste grond vir ons redding. Dit gaan oor sy kruis, sy bloed, sy gehoorsaamheid, sy opstanding, sy genade. Ek moet dus baie goed onthou dat dit nie bekering is wat my red nie. Dis Jesus Christus. Maar wanneer Christus my red, los hy my nie. Hy gooi my in die een kant, wat doen hy? Hy is besig om my te vorm, hy is besig om my te verander. Hy maak my meer na die beeld van God. Hy maak dit my fokus weer God is. Hy maak my hart nuut. Hy leer my om weer anderster te dink en om anderster te kies en om anderster te leef. En juist daarom moet ons vanoggend vir mekaar sê dat bekering is nie maar net 'n klein saak nie. Dit is nie. Paulus se oproep tot bekering hier in Handelinge 17 is dringend. Gaan lees weer vers 30. God het die tye van onkunde oorgesien. Maar nou dat die boodskap uit is, nou dat mense weet wat sy hart is, nou dat mense weet hoe dinge moet gebeur, moet bekering plaasvind. En hierdie oproep is nie net vir die ander mense nie. Dis ook kerkmense wat tot bekering moet kom. En dit was nogal vir my die skrikwekkende om weer dit te besef. Kerkmense wat tot bekering moet kom. Want ek en jy wat hier sit, ons moet ons bekeer van ons koue harte. Ons moet ons bekeer van gebede sonder afhanklikheid. Ons moet ons bekeer van Bybel lees sonder gehoorsaamheid.
Ons moet ons bekeer van kerk wees sonder liefde. Ons moet ons bekeer van 'n Christendom wat net oor my eie behoeftes gaan. Ek sluit af. Paulus verkondig daarna Athene nie 'n nuwe godsdienstige idee of teologie nie. Hy verkondig die lewende God. Hy verkondig die skepper van hemel en aarde. Die een aan wie ek en jy behoort. Die een deur wie ons lewe, beweeg en bestaan. Hierdie is nie 'n God wat ons kan beheer nie. Hierdie is nie 'n God wat ons kan misbruik nie. En hierdie is glad nie 'n God wat ons maar net kan ignoreer nie. Hy is Here. En hy roep alle mense oral om hulle te bekeer. En daarom vra bekering van jou en van my, draai weg van sonde. Draai weg van koue godsdiens. Draai weg van 'n lewe waar God maar net 'n bysaak is. Kom ek sê dit so, ek hoop jy kan top. Een van die lekker goede van 'n Sondagmiddag is mos 'n boutvleisie. Seker reg? Hy bout wat nou al in die oond is, besig om lekker gaar te word. As jy nou uit die kerk uit kom en ruik hy hele ys, 'n lekker boutvleis. Wat maak boutvleis nog lekkerder? Ek lees nou lip, 'n sousie, né? 'n sousie, 'n lekker sousie. Dikwels maak ek en jy van God. Dis 'n lekker sousie op die lewe. Hy moet net dinge lekker laat smaak. Lekker laat lyk. Lekker laat ruik. Verder sorteer ek myself uit. Christus, God, is nie 'n bysaak nie. Hy is nie maar net 'n sousie oor my lewe nie. Daarom vra bekering dat ek en jy na Christus toe sal draai. Na sy genade, na sy kruis, na sy opstanding, na sy heerskappy, na die nuwe lewe waarin hy vir my en vir jou wil laat deel. En daarom is my gebed vanoggend dat ons saam met Paulus ook kan bid, Here, maak my hart nuut. Here, begin by my. Bring my terug na die lewende Christus toe. Laat my lewe wys dat ek aan U behoort. Want wat sê Paulus? Deur U leef ek, beweeg ek en bestaan ek. Mag dit die manier wees hoe ek en jy as kinders van Here ons lewens inrig. Dat elke deeltjie van wie ons is, getrou is aan God. Amen. Ek gaan vra dat ons 'n paar oomblikke stil word voor die Here, daar waar ons sit. En so